Goeiedag en baie welkom by sessie 19 van module 3 waar ons praat oor die roeping van 'n disipel. In hierdie sessie wil ek bietjie probeer saamvat van die goed wat ons nou al geleer het oor disipelskap en wat ons roeping regtig inhou as disipels. Nou ek begin deur bietjie te praat oor, is jy 'n disipel, 'n volgeling van Jesus of net 'n Christen? En wat bedoel ek daarmee? Kyk, daar's baie mense, ek het dit ook al baie beleef met hierdie hele reis, dat mense sê, maar hoekom doen nou disipelskap? Hoekom nou net sekere mense moet nou hierdie disipelskap doen? Hoekom kan ons nie maar net los? Ons is mos Christene, ons gaan mos hemel toe, dis mos nou klaar afgehandel. Nou ek dink, jy weet nou al, dis glad nie so eenvoudig nie. Jesus het niemand geroep om Christene te word nie. Die woord Christen is maar 'n naam wat die mense buite die kerk vir die disipels gegee het, omdat hulle vir Christus gevolg het. Maar Jesus het almal geroep om sy volgelinge, sy leerlinge te word, en ons het dit baie duidelik probeer maak, dat dit voltyd so is. Maar hierdie aksentverskywing het eintlik gekom na 300 plus jaar in die vroeë kerk. Kyk, aanvanklik was dit vir alle kinders van die Here baie duidelik en net logies, dat as jy jou lewe aan Christus gee, dan word jy 'n disipel. Dan gaan dit nie meer oor jouself nie. Dit gaan nie oor jou naam nie, oor jou koninkryk of jou eie wil nie. Jy word ingetrek by God se plan met die wêreld. Jy word dan 'n verteenwoordiger van God. Daarmee gee jy al jou eie regte af. Die reg om sekere voorkeurbehandeling te kry, om suksesvol te wees, om beroemd te raak, om wat ook al. Dit gaan nie meer oor jou nie. Nou gaan dit net oor Christus. En ek het vroeër al gesê hoe dit gebeur het dat Constantijn die staatskerk verklaar het, omdat die Christendom so vinnig gegroei het. En dit was 'n politieke skuif. En daardeur glo ek, het die staat eintlik die kerk gekaap, om die kerk te betrek om politieke doelwitte te bereik. En na dit gebeur het deur die eeue, dat verskriklike onreg in die naam van die kerk of Christus gepleeg word, wat nooit sou gebeur het, as almal verstaan het waaroor dit gaan, dat ons disipels en volgelinge van Christus is nie. Nou weer sien ons dit. Hierdie onsaglike oorloë wat ontstaan in die naam met die goedkeuring van Christene en die kerk, hoe is dit moontlik? In die eerste 3 eeue was dit ondenkbaar vir 'n Christen om net 'n soldaat te wees, om 'n wapen op te neem. Dit was 2 goed wat glad nie ooit sou by mekaar uitgekom het nie. Nou is dit normaal. En ek noem daar in die sessie, julle kan daarna kyk, hoekom dit so gebeur het, en hoe hierdie aksentverskywing van disipel wees na Christen wees, die krag van die evangelie eintlik uitgehaal het. Nou was die aksent nie meer om jou lewe totaal en al onder die heerskappy van Christus te stel, waar dit gaan oor sy naam, sy koninkryk en sy wil nie. Nou het dit geword, jy moet net geloofsekerheid kry, sodat jy weet jy gaan hemel toe. Dan gaan jy maar aan met jou eie lewe. En ek noem nou 'n klomp ander goed daar ook, wat er aksente verskuif het daardeur. En jy sal sien as jy dit lees, hoe dit die krag van die kerk, van die liggaam van Christus eintlik ontneem is. Dit is beroof daarvan. Omdat die aksent verskuif het van jou oë en ore op God gerig hou, omdat jy in sy diens is, ek gaan nou hemel toe, maar ek het my eie planne, ek is nog maar in my eie diens, ek doen nog maar my eie ding. En ek hoop hierdie disipelskap reeks help jou om totaal daarvan vry te kom, dat jy weer verstaan hoekom jy hier is. Dan noem ek daar ook, hoe sulke mense, Christene, baie keer hierdie vraag vra. Wat is God se wil vir my lewe? Hulle vra wel baie dikwels die vraag. Maar die vraag word so gevra, wat is God se wil vir my lewe? Dit gaan oor my lewe. God het 'n plan vir my lewe. En daai wil word gewoonlik so gemanipuleer, dat dit inskakel by my ideale en my planne. Kan jy hoor wie staan sentraal? Maar as jy 'n disipel is, dan vra jy die vraag anders. Jy vra, wat is God se wil? En hoe wil hy my daarby inskakel? Met ander woorde, wat is God se wil of sy plan
vir die wêreld. Nie wat is my planne en hoe kan ek God daarbey betrek nie. Hoe kan ek God help of oortuig om deel te word van die uitvoering van my planne nie. Maar hoe kan ek deel word van die uitvoering van sy planne? So wat is sy plan met die wêreld? En hoe wil hy my daarbey betrek? Wat 'n voorreg. Wat 'n wonderlike geleentheid om te dink die lewende God wil vir my, vir jou, inskakel by dit wat hy in die wêreld doen. En dis wat hy bedoel het toe hy gesê het, ons is sy verteenwoordigers en hy stel ons aan om saam met hom te heers in hierdie wêreld. Want kan jy dink as jou totale lewe onder sy heerskappy kom, en jy luister na hom, jy onderskei wat hy van jou vra, jy verteenwoordig hom, dan beteken dit iets van die heerskappy van Christus vloei deur jou daar waar jy is, na die wêreld toe. Want God heers deur aan te raak, heel te maak, te genees, nuut te maak, om daar waar hy kom, liefde in te dra. Hy heers anders as in die wêreld. Hy heers gelukkig, genadiglik, nie met bomme in mag en deur boelie gedrag nie. Hy heers deur broosheid, deur liefde, deur omgee. Jy weet, ek is die afgelope tyd regtig so hartseer oor dit wat nou in die Midde-Ooste gebeur en in Iran gebeur. En om te dink dat dit die steun van soveel kinders van God het. Terwyl in Iran daar eintlik 'n groot herlewing aan die gang is en die afgelope klompie jare Iranese is wat Christene geword het. Voor hierdie goed gebeur het. Dat die kerk geweldig groei. En nou, wat gaan daai mense hoor? Wat gaan hulle ervaar? Ek wil nie veel daaroor nou sê nie, maar ek dink jy kan hoor wat die implikasie is. Dat iewers mis ons dit, as ons dink dat God enige probleem met geweld sal probeer oplos. Ek glo daar's ander maniere. En dit is vir my ook hartseer dat die enigste persoon wat nog absoluut op 'n baie groot skaal dit gedoen het, deur na die bergpredikasie te luister, was nie 'n Christen nie, was Gandhi. En Gandhi het geglo in dit wat die bergpredikasie sê, maar ek sê hy kon nie Christen word nie, want as hy kyk na die lewe van Christene, dan sien hy niks van wat die bergpredikasie sê by hulle nie. En dit was Tolstoy, wat wel 'n Christen was, wat vir Gandhi leiding gegee het rondom sy optrede en daarom op 'n nie gewelddadige manier verset gebied het. Daar's altyd 'n ander uitweg vir mense wat na God luister. Maar hier praat ons eintlik oor jou betrokkenheid en jou roeping daar waar jy nou vandag is. Om te weet dat daar waar jy is, in jou werk, in jou omgewing, daar waar jy afgetree het, daar waar jy leef, God is ook daar. God is betrokke daar. God het planne vir jou omgewing, vir die mense met wie jy in aanraking kom. En jy het die geleentheid om deel te word van sy plan. Jy moet net luister en vra, Here, hoe kan ek my roeping as u verteenwoordiger, hier waar ek nou is, uitleef? En wag op hom, luister na hom. Afhangende van jou gawes gaan God vir jou sekere dinge duidelik maak, hoe hy en waar hy jou kan gebruik. Daar's mense wat betrokke kan raak om regtig op baie maniere verligting te kan bring vir die nood van ander. Daar's mense wat op ander terreine dalk bydra kan maak. Daar's dalk mense wat nie meer fisies uit kan reik nie, maar wat nog deur voorbinding, deur gebed 'n rol kan speel. Daar's altyd 'n rol om te speel. Daar's altyd 'n bydra om te maak. Hoor net by hom wat op sy hart vir jou is. En dan is daar een terrein wat ek glo elkeen van ons 'n baie groot verskil kan maak. Die meeste van ons, nie almal van ons nie, die meeste van ons het dalk iemand in diens, 'n huishulp of 'n tuinier. Weet jy waar hulle bly? Weet jy wat hulle omstandighede is? Weet jy hoeveel kinders hulle het? Weet jy wat hulle behoeftes is? Dis een plek waar ons almal 'n geweldige groot verskil kan maak. Om nie net dadelik te vra wat is die minimumloon en hoe min kan ek betaal nie.
maar te vra, wat is 'n menswaardige loon? Hoe kan ek 'n bydrae maak tot hierdie persoon se lewe, om sy of haar lewe te verryk, in te bou in hulle menswees, om iets van die koninkryk van God en God se liefde uit te leef teenoor hulle, om geleenthede te help skep, dalk vir hulle kinders, om beter te kan doen as wat die ouers gedoen het, om te ontsnap uit 'n siklus van armoede. Daar is so baie maniere en geleenthede waardeur ons by God se planne betrek kan word, as ons net gewillig is en oop is om op hom te wag en te luister. Dankie dat jy weer saam geluister het.